Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Ja, ons is by Jesaja 63. Nou die eerste verse het gegaan oor 'n oordeel oor Edom. En nou gaan die Here na Jerusalem toe. Na sy mense toe. En ons gaan 'n paar oggende by dit stil staan want hier is soveel mooi waarhede. Maar wat belangrik is, wanneer ons hierdie gedeelte begin, kyk die mooi temas wat deurwerk. Hier's God se absolute trou aan die een kant. Teenoor die ander kant, Israel wat met tye, kom ons sê dit, met tye baie mooi ook trou aan God is. Maar dan ander tye weer ontrou. Maar wat ook kan terugkeer na die Here toe. En daarin hoor ek en jy eintlik onsself ook, nee. Daar's tye wat ons regtig getrou aan God is en baie eerlik lief is vir hom en hom voluit dien. En ons ander tye wat ons trou aan God maar twyfelagtig is. Maar daar's altyd die uitnodiging en die besef dat ons kan terugkom. So ek is opgewonde oor hierdie volgende paar oggende, maar ons gaan vanoggend eers net by vers 7 stil staan. Die troue liefde van die Here sal ek vermeld. Die lofwaardige dade van die Here, in ooreenstemming met alles wat die Here aan ons bewys het. Die oorvloedige guns vir die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het in sy ontferming en oorvloedige troue liefde. Ja, hierdie is 'n pragtige vers, wat begin met God se troue liefde en afsluit met sy troue liefde. Die Hebreëse woord gesed, die woord wat ek so graag wil hê jy moet leer. Nee, God se troue liefde. God handel met ons nie in ooreenstemming met wat ons verdien nie, maar hy handel op grond van sy troue liefde. Dis die evangelie. Dis die evangelie van hierdie teks. Mag ek en jy vandag daaruit leef. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike mooi teksvers. En ja, Here, gee dat ons vandag hieruit mag leef. Dat ons net kan vashou aan u troue liefde. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Here, mag julle 'n baie mooi en 'n geseënde dag hê. Mag julle die Here se troue liefde vandag beleef.